Genade en vrede van ons God, onze Vader en ons Here Jesus Christus. Geliefdes, vandag ek groet u Evangelist Bertram van Covenant of Christ Ministries. Hallelujah, we believe that Christ Jesus is our foundation. Vandag wil ek bietjie praat oor die wedergeboorte, 'n nuwe begin. 2 Korintiërs 5:17 sê vir ons daarom iemand wat een is met Christus is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier. 'n Nuwe skepping, dierbares, is 'n vars begin. Vir almal van ons wat al ooit gewens het dat ons oor kan begin het, is dit goeie nuus. Nou, voordat ons egter die goeie nuus behoorlik kan waardeer, moet ons eers verstaan hoekom dit vir ons nodig is om oor te begin. Hoekom moet ons 'n nuwe skepping word? Hoekom het ons nodig om weer gebore te word? Halleluja, prys die Here. En die probleem is skeiding as gevolg van ons sonde. Daar is 'n onmeetbare skeiding tussen God en tussen die mens. Die oorsaak van die ewigdurende skeiding tussen die mens en God is die mens se sonde. En het jy al ooit gevoel dat daar 'n skeiding tussen jou en God is? Ons het almal al so gevoel. Dit is 'n baie algemene gevoel. Baie wat die skeiding ervaar, dink dat hulle nader aan God sal kom as hulle net meer mediteer, meer oor hulle geloof leer of 'n godsdienstige byeenkoms bywoon. Maar aangesien die skeiding tussen ons en God nie fisies of intellektueel is nie, sal meditasie of kennis ons nie nader aan God bring nie. Wat veroorsaak dan hierdie skeiding tussen die mens en God? Jesaja 59 vers 1-2 sê, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle stuur nie en nie na julle wil luister nie. So die skeiding tussen God en die mens is 'n morele skeiding. God is heilig. God is perfek. Nie die mens nie. Die mens is nie. God is goed, die mens is nie. God is regverdig en die mens is nie. Alle mense het gesondig, dis is almal vir ewig van God geskei. Almal sal die gevolg van sonde wat die ewige dood is